Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, vir my dit oopmaak daar by 1 Konings 3. 1 Konings 3 vers 28. Ons gaan net nou daar 'n stukkie lees. Ons gaan ook net een versie lees. 1 Konings 3 28. Ek praat vanmôre met jou oor die tema Salomo se wenke. Salomo se wenke. Nou, as daar een ding is wat ek en jy vanmôre nodig het, is dit wysheid en kennis. Kan ek gou jou hand sien, wie weet waarvan ek praat? Wysheid en kennis. En dan kom Hosea 4 vers 6, ek dink jy ken dit uit jou kop uit, hy sê, as iemand dan wysheid, as iemand dan kennis nodig het, moet hy dit nie in die wêreld gaan soek nie. Hy sê, maar gaan soek dit by God. Hoekom? Want ek en jy gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. En hierdie Hosea 4 vers 6, hierdie gedeelte praat daarvan dat wanneer ek en jy kennis en wysheid nodig het van God se dinge, moet ons dit in die woord gaan kry. Ons moet dit by God gaan kry sodat ek en jy op die regte manier sal lewe, op die regte manier sal optree, op die regte manier dinge sal doen, want ek besef dit al hoe meer, die kerk van Jesus gaan ten gronde omdat ons nie kennis het nie en omdat ons nie wysheid het nie van God se woord, maar ook van wie en wat God is en wat God kan doen. Nou, en ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre kan besef wat God kan doen, is daar genesing vir jou. Besef jy vanmôre dat as jy kan besef wat God in staat is om te doen, is niks vir my en jou onmoontlik nie. En daarom wil ek vanmôre bietjie met jou praat oor kennis en oor wysheid, want ek glo ons lewe in 'n era waar ons al die wysheid en al die kennis het wat ons nodig het, maar die kerk van Jesus het die kennis en wysheid van God nie van God se woord nie, en daarom gaan ons ten gronde en maak ons foute, want ons weet nie wat God se woord sê nie. En dan kom die Bybel, Jakobus 1 vers 5, en is so mooi gedeelte, hy sê, as jy wysheid kort kom, moet jy dit van God af bid. Hy sê so mooi, hy sê, wat dan aan almal gaan gee, eenvoudig, sonder verwyte. En daarom gaan ek en jy vanmôre so bietjie in Salomo se Spreuke rondblaai, want ek het al baie kere in my lewe gesê, ek weet nie wat om hier te doen nie. Wie het dit al gesê? Ok, is net ek en Marinus. Ok, daar is ook daarom iemand. Stefan sê ook, hy het ook al so gesê, Here, ek weet nie wat om hier te doen nie. Of, ek het al iets gedoen en ek het klaar gedoen het, dan sê ek, sjoe, as ek dit maar net anderste om gedoen het. En dit is tog wat ou Salomo gedoen het. In 1 Konings 3 vers 5 kom die Here by Salomo, hy sê vir Salomo, Salomo, vra van my wat jy begeer. En hy sê die Bybel, hy het nie rykdom, 'n lang lewe gevra nie. Hy sê, Here, gee my eerder wysheid sodat ek reg kan lewe, sodat ek kan reg optree en dat ek kan dinge doen soos wat die Here Jesus wil hê ek moet dit doen. Ek is moeg om foute te maak. Moeg om foute te maak. En dan kom ons hier by ons geleesde gedeelte. Net nadat Salomo die Here gevra het om dan eerder wysheid aan hom gegee, gebeur dit wat in al die ou wêreldse situasies gebeur. Die oomblik wanneer jy vir genade vra, gaan daar iets op jou pad kom wat jy genade moet toepas, né? En hier vra Salomo vir die Here, gee my eerder wysheid, en die volgende oomblik gebeur daar iets waarin hy sy wysheid moet toets. Jy ken die verhaal. Daar was 2 moeders wat na hom toe gekom het en gesê het, ons sit met 'n probleem. Ons het al 2 babietjies gehad en deur die nag het ons enetjie per ongeluk doodgelê. En nou stry die 2 moeders oor wie is dan die moeder van hierdie baba. En Salomo kry in 'n oomblik die wysheid om te sê, bring vir my 'n swaard en dan maak ons hierdie babietjie middeldeur en ons deel hom. En die regte moeder, jy ken die verhaal, staan op en sê, nee, spaar sy lewe, gee hom dan maar eerder aan die ander moeder sodat my kind kan lewe. En Salomo het opgestaan en gesê, hierdie is dan die regte moeder, omdat Salomo kennis en wysheid gehad het, wat verby menslike wysheid gegaan het. Hy het goddelike kennis gehad. En dan kom ons by ons teksvers, 1 Konings 3:28, sê gou amen as jy 'n plek het.
Hy sê die hele Israel het gehoor van die vonnis wat die koning uitgespreek het. En was bevrees vir die koning, hoor mooi, want hulle het gesien dat daar goddelike wysheid in sy binneste was om reg te doen. Ek weet nie van jou nie. Ek begeer om goddelike wysheid binne in my te kry, hoor mooi, om reg te kan doen. Ek begeer nie kennis van die wêreld nie, maar ek begeer goddelike wysheid sodat ek die regte ding sal doen. En tot vandag toe word Salomo gesien as die rykste man, as die slimste man, as die beste koning en leier wat daar kon gewees het, en die man met die beste wysheid en kennis en raad wat daar was, want sy kennis en wysheid was nie gegrond op wat die wêreld hom gegee het nie, maar dit was goddelike insig vir elke situasie in sy lewe. 1 Konings 4:32 skryf dat Salomo het oor die 3000 wyshede neergeskryf, sodat ek en jy slim kan raak. En ons gaan so al 3000 vanmôre behandel. So ja, daai ketel gaan droog kook. Hoor gou wat sê 1 Konings 4:29. God het aan Salomo wysheid en baie verstand gegee en 'n ruim begrip. En Salomo se wysheid was groter as die wysheid van al die mense in die ooste. Ek weet nie van jou nie. Ons bly in 'n wêreld waar mense wysheid nodig het soos nog nooit vantevore. En is dit my gebed, Here, gee vir my verstand, gee vir my 'n ruim begrip, gee vir my wysheid meer as wat die wêreld kan bied, sodat ek slim besluite kan neem en ek die goddelike vrug op my lewe kan verteenwoordig. Ek sê dit weer. Ek is moeg om foute te maak. Ek is moeg om te sê, ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek is moeg om dinge te doen en dan later te sê, as ek het maar net anders te gedoen het. Jy sien, Salomo het goddelike wysheid gehad om hierdie wenke vir ons neer te skryf. En vanmôre gaan ons begin met 'n reeks en ons gaan net vir 2 Sondae daaroor praat. En gaan ek bietjie uit Salomo se spreuke 'n paar dinge uithaal wat ek en jy saam met ons kan neem sodat ons daar buite wysheid en kennis en begrip kan hê en gaan minder foute maak. Wie kort wysheid? Hoor gou, daar's 'n spreekwoord. Andrew Murray het dit gesê. Hy sê kennis, nou wat is kennis? Kennis is dit wat jy opgedoen het deur ervaring. Kennis is wat jy opgedoen het wanneer jy 'n boek lees. Kennis is wat jy opbou wanneer jy iets gaan Google of jy doen navorsing. Jy het kennis bymekaar gemaak. Hy sê kennis sê vir jou wat om te doen. Amen. Maar goddelike wysheid help om jou te laat besef wat die regte ding is om te doen. Kan jy agterkom? Ons het nie net kennis nodig van 'n klomp goed nie. Ons het ook die goddelike wysheid nodig om die regte ding op die regte tyd te doen. Wie goddelike wysheid besit iets wat baie meer waarde het as goud en silwer. Hoor gou wat sê Spreuke 8 vers 18. Hy sê rykdom en eer is by my. Die vrug is beter as silwer en goud. Wysheid is besig om hier te praat as 'n persoon en die punt wat sy wil maak is, dit is baie kosbaarder om wysheid te hê as om al die materiële dinge wat hierdie wêreld ons kan bied te kan hê. Spreuke 3:13 sê, gelukkig is die man wat wysheid gevind het, want sy wins is beter as die wins van goud en silwer. En vanmôre kan jy die armste mens op aarde wees, maar as jy wysheid en kennis het van wat van God afkom, is jy die rykste mens wat daar kan wees. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat. Ons gaan vanmôre so 6 doen en volgende week gaan ons 'n bietjie meer doen. En ek wil vanmôre so 'n bietjie in jou lewe iets deponeer. Ek wil jou nie vanmôre op enige manier probeer beïndruk nie. Ek wil jou vanmôre probeer beïnvloed sodat ek en jy beter kan word. Dat ons kan word dit wat God oor ons droom. So kry jou pen reg. Ek het 'n paar dinge wat Salomo vanmôre vir ons wil leer. In die eerste plek,
En ek wil hê jy moet die hele preek luister en dan sal jy verstaan wat Salomo bedoel. Die eerste wenk wat Salomo vanmôre vir ons wil gee is, vertrou die Here. Sjoe. Ek het van hierdie kansel af seker al 20, 30 preke gepreek waar ek iewerste vir iemand gesê het, vertrou die Here. En vanmôre nog is daar mense wat sê, sjoe pastoor, ek sukkel met dit. Kom ons wees eerlik. Kom ek begin hier. Wees nou eerlik. Vertrou jy die Here ten volle? Ek sukkel. Middelblok. Kom aan. Ek sukkel. Maar hier kom ou Salomo en hoor gou, hy skryf dit in Spreuke 3 vanaf vers 5. Hy skryf dit nie hier in hoofstuk 27 vers 15 nie. Hy skryf dit nie hier in Spreuke 15 nie. Hy skryf dit sommer al hier vroeg in sy lewe. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit is asof Salomo die oomblik toe hy goddelike wysheid in sy lewe ontvang het, 'n besluit gemaak het om te sê, ek gaan die Here vertrou met alles wat ek gaan doen. My vertroue is in die Here, maak nie saak wat kom nie. Ek gaan nie op my eie instigte staat maak nie. En onthou, Salomo was die koning van 'n groot nasie. Hy het baie dinge gehad waaroor hy moes besluit, baie dinge gehad wat hy moes gedoen het, keuses wat hy moes gedoen het. Die tempel moes gebou geword het. En in al hierdie dinge het hy verseker ook raadsmanne gehad wat hom kom raad gee. Maar Salomo sê, as daar een wenk is wat ek vanmôre vir AGS Hartbeesfontein wil oordra is, vertrou die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Dit is baie maklik om die Here te vertrou as jy sien hoe die dinge besig is om in mekaar te pas. Kom aan kerk, jy weet waarvan ek praat. Wanneer alles reg loop, is dit maklik om te sê, ek vertrou die Here. Maar wat doen jy die oomblik wanneer die tekkie die teers tref en wanneer jou koskasse leeg is, wanneer jou petroltank leeg is, wanneer jy niks meer in jou oor het nie, vertrou jy dan nog die Here? Nee, sê Salomo, my vertroue is eerstens in die Here en dan weet ek hy sal my paaie gelyk maak. Ek glo ook ou Salomo het spanning gehad. Ek glo ook hy het storms gehad. Ek glo ook hy het dinge gehad wat sy lewe vir hom baie keer ongemaklik gemaak het en dinge wat nie vir hom lekker was nie. Maar hy sê, al is ek die koning, gaan ek my vertroue in iets groter as ek plaas. En die kerk van Jesus Christus moet 'n wenk vanmôre aanhoor. Hy moet 'n wenk onder die knie kry dat ons moet ophou om ons eie krag dinge te probeer doen, maar plaas jou vertroue in die Here in elke faset van jou lewe. As ek dan deur die donkerte moet gaan, dan is my vertroue daar dat die Here my ander kant sal uitkom. As ek dan in 'n siekbed moet beland, dan vertrou ek dat die Here my ander kant moet uitgaan. En al gaan ek ook, hoor mooi, deur die dal van doodskade weer, dan besef ek dat my vertroue is vanmôre nog steeds in hom wat hemel en aarde gemaak het. Hoor wat sê die Bybel? Psalm 37 vers 5. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. Psalm 62 vers 9, eenvoudige sinnetjie, vertrou altyd, ek hou van hierdie woord, vertrou altyd op die Here. Psalm 56 vers 4, die wat die Here vrees, se vertroue is in die Here. Psalm 9 vers 11, en die wat U ken, kan ek gou iemand se hand sien, wie ken die Here? Hy sê, en die wat U ken, sal sy vertroue in die Here plaas. Dis 'n mooi gedeelte hierdie. Die wat die Here ken. Met ander woorde, ek het ondervinding van wat God kan doen. Ek het dit al gesien, ek het dit al ervaar, ek het dit al geproe, ek het dit al van gelees. Die wat die Here ken, van wie hy is, my God can do anything. Ek ken die Here en omdat ek die Here ken, plaas ek my vertroue in die Here. Psalm 118 vers 8 sê, dis beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Jeremia 17 vers 7, ek weet is baie versies, ek wil net iets by jou tuis bring. Jeremia 17 vers 7 gesê, geseënd
Met ander, wat beteken geseënd? Gelukkig, vrolik, blessed. Dit gaan met jou goed. Hy sê geseënd is die man wat sy vertroue in Absa bank plaas. Geseënd is die man wat sy vertroue in die Here plaas. Moet ek aangaan? Kry jy vanmôre die prentjie dat Salomo sê, ek wil vir die kerk van die Here 'n wenk gee. Dat maak nie saak waartoe jy gaan nie. Jou vertroue moet in die Here wees. En as jy dit kan leer, gaan jy jouself baie hartseer in die toekoms spaar. Baie hartseer in die toekoms plaas. Die tweede wenk wat ou Salomo wil gee is, bewaak jou hart. Bewaak jou hart. Spreuke 4:23 is gaan net so 'n bietjie verder. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ek hou van die woord, bewaak. Hy sê nie, bewaar jou hart nie. Dit is in die nuwe vertaling. In die ou vertaling sê hy mooi, hy sê, bewaak. Nou, bewaak doen jy net as jy iets het wat waardevol is. Iets wat vir jou onskatlike waarde het. Ek bewaak my huis, so ek sluit die deur en ek sit die alarm aan. Ek bewaak my kar, so as dit haal, trek ek hom onder 'n dak. Ek bewaak my geld, ek sit dit in die bank of ek belê dit. En hier kom Salomo en hy sê, hoor gou iets, dat jou hart is die grootste skat wat jy in jou lewe kan hê en jy moet dit bewaak. Nou Salomo skryf nie, hy sê bewaar jou geld en bewaar jou kar en bewaar jou rykdom nie. Ons moet dit doen. Hy sê nee, bewaak jou hart. Met ander woorde, jou emosies, jou gedagtes, jou begeertes, jou besluites, jou waarde, dit wat jy is, jou mens wees. Hy sê bewaar dit soos nog nooit van tevore nie. Hoekom nie? Want dit wat binne in jou hart is, bepaal hoe jy daar buite gaan optree en hoe jy gaan lewe. Dit wat in die hart is, gaan oorspoel. Ek kry hierdie prentjie van 'n beker water en as jy water in hierdie beker gooi en hierdie beker vol raak, dan loop die beker oor, want dit wat in die beker is, loop uit die beker. Dit wat vanmôre in jou hart is, gaan by jou mond uitkom. Dit gaan jou lewe bepaal. Dit gaan bepaal hoe jy daar buite gaan optree. En nou kom Salomo en hy sê, ek wil jou goeie raad gee, nadat jy die Here vertrou het met alles, bewaak jou hart, anders dan gaan jy dit nie maak nie, sê Salomo. Want jou oorsprong van jou lewe kom uit jou hart. Lukas 6:45 is Jesus aan die woord. Hy sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Hallo? Miskien moet ek en jy onsself nou en dan afvra, wat laat ek toe om in my hart te kom sit? Want dit gaan bepaal hoe ek gaan lewe. Dit gaan bepaal hoe ek gaan optree. Is daar binne in jou hart bitterheid, jaloersheid, trotsheid, haat, afguns? Want as jy hierdie ding koester in jou lewe, gaan jy so optree. Nee, sê Salomo, raak ontslaaf van hierdie dinge. Psalm 19 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere. Here, daar's nie plek vir al hierdie ander goed binne in my hart nie. Ek wil u woord in my hart sê, sodat wanneer ek my mond oopmaak, God se woord daar kan uitkom en my optrede, my lewe, dit wat ek daar buite doen, daarvolgens ingerig sal word. Maar wanneer ek hierdie ander goed in my hart akkommodeer, gaan dit jou lewe vernietig. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woorde van Christus in ons harte heers. Weet jy wat, as mense hulle monde oopmaak, kan ek baie vinnig vir jou sê, wat gaan aan hulle harte? Hallo? Want dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Bewaak jou hart.
want dit bepaal die koers van jou lewe. Bewaak jou hart, want dit bepaal jou toekoms. Bewaak jou hart, want dit bepaal hoe jy uiteindelik aan die ander kant gaan uitkom. Psalm 51 vers 12 skryf Dawid hierdie mooi woorde. Hy sê, Here, skep in my 'n rein hart en gee in my binneste 'n vaste gees. En ek en jy moet in die oggende opstaan en sê, Here, verwyder al hierdie slegte goed uit my hart uit. Here, gee u woord, gee vir my 'n rein hart sodat ek daar buite 'n verskil in mense se lewens kan maak. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, bedink eerder hierdie dinge. Vul jou hart op met hierdie dinge. Miskien moet ek en jy net op 'n plek kom en sê, Here, help my. Help my, Here, sodat my hart bewaak sal word van hierdie wêreld. Jy weet wat sê Jeremia 17 vers 9. Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. En ek wil jou vanmôre vra, vertrou die Here met jou hele hart. En as jy dan die Here vertrou met jou hart, dan sê Here, help my om my hart te bewaak. Help my dat hierdie goed nie op my hart gaan sit nie. Here, want dit gaan bepaal hoe ek daar buite gaan optree. Wil jou vanmôre gou iets sê, hierdie is 'n goeie wenk van Salomo, hoor. Hallo? Dis 'n baie goeie wenk van Salomo. Die kerk van Jesus is besig om seer te kry. En dit kom sit hier vas in jou hart. Miskien moet jy vanmôre bid en sê, Here, skep in my 'n rein hart, o Heer. Ek is klaar met hierdie goed. Hierdie goed gaan my nie meer vashou. Nommer 3. Spreek net sagte woorde. Nou die mans, julle kan nou julle vrouens so in die sys druk en sê, pastoor, praat nou met julle. Salomo sê, vertrou die Here, bewaak jou hart en spreek net sagte woorde. Hoor gou hierso. Ons bly in 'n klipharde wêreld. Die wêreld het nie nog geskree nodig nie. Die wêreld het nie nog harde manne nodig nie. Weet jy wat het die wêreld nodig? 'n Sagte woord. Hy skryf in Spreuke 15 vers 1, hy sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die troon opkom. Die beste wapen wat jy het, is jou tong. Dit kan lewens verwoes, maar dit kan ook lewens versterk. Dit kan lewens afbreek, maar dit kan ook lewens opbou. En as jy dan jou hart bewaak het, en jy dan die sagte gees van God binne in jou hart het, is dit nie nodig om daar buite hard te praat nie. Hallo? 'n Sagte gees kan nie beklei nie. Kan ek dit geweer sê? 'n Sagte gees kan nie beklei nie. En dan sê ons, sjoe, jy laat die mense oor jou loop, nê? Wie dit al gehoor? Jy laat die mense lekker oor jou loop, nê? Ja. Of, jy is mos te bang om te praat. Wie dit al gehoor? Jy is mos te bang. Jy wil mos niks sê nie, en daarom trap die mense op jou en weet jy wat, jy's 'n ou swakkeling, want jy staan nie op vir jouself nie. Jy's 'n ou swakkeling, almal trap op jou. Hoor gou my hart vanmôre. Salomo sê, jy het nie nodig om die laaste sê te sê nie. Jy het nie nodig om die argument te wen nie. Jy het nie nodig om ietsiekie in te gooi, die spanner in die wiels in te gooi nie, want 'n sagte woord keer die grimmigheid uit. En as God dan in jou hart woon, dan los jy hierdie dinge, want God sal sorg. Julle raak nou stil. Luister julle. Want wanneer God se gees binne in jou is, dan verander die harde hart in 'n hart van vlees. En wanneer ek my mond oopmaak, dan openbaar ek selfbeheersing, ek openbaar die vrug van die gees, ek openbaar wysheid, ek openbaar die kennis. Jy dalk die geveg gewen, maar jy het 'n kind en 'n koninkryk skade gedoen. Daarom wil ek jou vanmôre
goeie raad gee. Partykeer die beste manier is om jou rug te draai en weg te loop en te sê ek het baie om te sê. As ek gaan begin, man, jy gaan 'n boek nodig hê. Maar net om te draai en te sê, ou Salomo het my goeie raad gegee. Spreek net 'n sagte woord. Spreek net 'n sagte woord. Spreuke 18:21 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Dood en lewe. En ek en jy moet op 'n plek kom wat ons net vir onsself sê, dis nie die moeite werd nie. Iemand moet gou hoor, dis nie die moeite werd nie. Tot nou toe het jy geskree en jy dinge reg gekry op jou harde manier. Salomo sê, spreek net 'n sagte woord. 'n Sagte woord kan spanning laat bedaar. 'n Sagte woord kan woede laat kalmeer, waar 'n harde woord dit net eenvoudig harder maak. Selfs al is jy reg en die ander persoon is verkeerd. Soms is dit beter om net niks te sê nie. Dis nie omdat jy swak is nie. Dis omdat Salomo jou 'n wenk gegee het. Hoor gou, ek wil gou iets sê. Partykeer sê jy die regte ding op die verkeerde manier. Hallo? Ons mans kry dit nogal reg, né? Man, jy het nie al die mooiste intensies en dan sê jy die regte ding, maar jy het 'n stemtoon. En daarom moet ons bid, Here, plaas 'n wag voor my mond. Here, help my dat my tong onder die heerskappy van God sal kom, sodat ek die regte dinge sal spreek. Daarom moet ons eerder net mooi dinge spreek, van liefde, dinge van wysheid, dinge van kennis, sodat jou mond jou nie in die moeilikheid sal laat kry nie. Spreuke 10:19 sê, hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Jy hoef nie die argumente wen nie. God weet, God sal voorsien, hy sal die laaste sê. Kom ek lees gou vir jou 'n paar skriffies. Spreuke 12 vanaf vers 18 is weer ou Salomo. Hy sê, die tong van die wyse bring genesing. Spreuke 16:24, hy sê, aangenaamde woorde is soos heuningkoeke. Efesiërs 4:29, hy sê, laat daar geen slegte woord by jou mond uitkom nie. Kolossense 4:6 sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees. Besef jy vanmôre dat jy gaan eendag rekenskap gee van elke woord wat oor jou lippe gekom het. En daarom kom ou Salomo en hy sê, ek wil jou goeie raad gee, wil jou goeie wenke gee, spreek net sagte woorde. Hoor jy my hart? Nommer 4, ons gaan vandag. Die 4de wenk wat ou Salomo vir ons wil gee is, sit jou planne in God se hande. Dit kom bietjie terug na nommer 1 toe, waar ek die Here vertrou. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor. Met ander woorde, jou planne. Laat dit aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Weet jy hoekom kry ons planne nie uitvoering nie? Want ons laat nie ons planne in die Here se hande nie. Maar die oomblik wanneer jy jou plan in die Here se hand gee, gaan die Here help dat jou planne suksesvol word. As jy vanmôre 'n mens is, dan maak jy planne. Planne om deur die maand te kom met jou finansies. Jy maak planne by die werk, jy maak planne vir jou toekoms, jy maak planne vir jou ou dag, jy maak planne vir jou gesondheid, maar Salomo sê, daar's geen fout om planne te maak nie, solank as wat jy die Here by jou planne betrek. En ek en jy moet op 'n plek kom waar ons bid en sê, Here, hier is my planne, Here, hier is wat ek beplan om te doen, maar as dit nie reg lyk nie, verander my planne sodat dit reg sal wees volgens Jesus Christus. Maar ek en jy het op 'n plek gekom wat ons sê, sure, dis die eie ek. Ek het 'n plan, ek het 'n idee. Nee, sê Psalm 16 vers 19 sê, hy sê die hart van die mens dink sy weg uit. Hy maak planne, maar die Here rig sy voetstappe. En as ons op 'n plek sal kom wat ons die Here sal vra om ons planne en ons voetstappe te rig, sal ons baie meer suksesvol daarby te wees as wat ons nou is. Ek wil dit doen. Me, myself, and I. Maar die Here sê, maak my deel van jou planne.
Ek wil julle gou iets vertel, Denike is nou nie vanmôre hier nie. Denike is verskriklik nuuskierig. Ek dink dis 'n oudste kind se ding. As ons iets by die huis doen en sy kom by die huis, dan sal sy sê, maar jy het nie vir my gesê nie. Jy het nie vir my gesê nie. Ilse koop 'n lamp vir die sitkamer en as sy by die huis kom en sê sy, maar jy het my nie gesê nie. Dan sê Ilse, maar ons het dit gemaak as 'n verrassing vir jou en ons wou gehad het jy moes dit sien. So nou enigiets wat ons doen, bel ons eers vir Denike en sê Denike, ons gaan nou die en daai en dat doen, want sy wil deel wees van dit. Sy bly in Potchefstroom, sy voel asof sy nie deel is nie en toe ek dit besef ek iets dat die Here sê ek wil deel van jou planne wees, kind van God. Dis reg om saam met jou vrou en jou familie planne te maak en te droom en idees te kry. Maar die Here sê, hallo, ek wil deel van jou planne wees, want ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, voorspoed en geen teëspoed nie. Maak die Here deel van jou planne, sodat jy jou planne aan die Here kan voorlê en sê, Here, dit is wat ek beplan, wat is God se wil in hierdie plan? Maar as jy nie die Here intrek by jou planne nie, en dit op die ou einde gemors word, dan kry ons skaam om met ons planne onder ons arm te kom en te sê, Here, dis wat ek nou gedoen het, en dit is nou een groot en mekaar storie, Here, help asseblief. Die Here is daar om ons te help, verseker, maar wanneer jy in die eerste plek jou planne na die Here toe gebring het, sou die Here jou gehelp het. Psalm 19:21 sê, baie planne is in die man se hart, maar die raad van die Here bestaan vir ewig. Hallo? Die raad van die Here. Dis beter om saam met die Here aan jou toekoms te beplan, as om dit alleen te doen. Dis hoekom Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor. Here, hier is my plan. Here, hier is wat ek wil doen. Here, hier is my beplanning, maar ek laat dit aan die Here oor. Hoor gou, dis 'n goeie wenk. Dis 'n goeie wenk. En ek dink ou Salomo het hierdie wenk van homself 'n paar keer toegepas. Here, dis wat ek met die tempel wil doen. Dit is hoe ek die ingang wil maak. Dit is hoe ek dit hier wil doen. Maar my Here, hier's my plan. Wat dink die Here van my plan? Want as die Here die huis nie bou nie, bou die wat daaraan bou te vergeefs. As God die plan nie maak nie, kan ek dit gou so stel, maak die wat planne maak, verniet planne, want God weet wat die plan is. Hy ken môre, hy ken tot oormôre, volgende jaar, oor 10 jaar, tot die einde van tyd. Is dit dan nie beter om by die Here te kom en te sê, Here, hier's my plan, wat is God se wil? Nommer 5, die 5de, help hierdie goed, dit help my. Die 5de wenk wat Salomo vir my en jou gegee het is, gee jou hart vir God. Wysheid begin by die dien van die Here. En ek wil dit nou gou sê. As jy nog nie jou hart vir Jesus Christus gegee het nie, moet jy met my kontak maak. Ek wil amper so ver gaan om te sê, jy moenie hierdie kerkgebou verlaat, as jou hart nie vanmôre aan Jesus behoort nie. Ou Salomo het al die rykdom en wysheid gehad, wat hy kon gekry het, maar hy kom op 'n plek in sy lewe, hier in Spreuke 23, hy sal diep gevorder, Spreuke 23, 26, en dan sê hy, my seun, dis mooi woorde, hy praat nie nou met die hele volk nie, hy praat met sy kinders, met sy seun, met my en jou vanmôre. Dis asof daar 'n verhouding ontstaan het. Hy sê ek het al so baie dinge geleer, maar my seun, hallo, kyk gou vir my seun. Kom sit gou hier by my, kom trek 'n stoel nader. Ek weet ek het gesê jy moet die Here vertrou en jy moet jou hart bewaak en jy moet met sagte woorde met mense daar buite praat. Ek weet ek het gesê moenie self planne maak nie, maar kom net gou hierso. Kom sit net gou hier by my. Ek wil jou net gou, nee, vergeet nou eers van die ander dinge. Kom sit net gou hier by my. Hy sê, my seun, gee jou hart vir die Here. Gee
jou hart vir die Here. Dit is baie mooi. Salomo sê nie, gee jou geld, gee jou talente, gee jou gawes, gee jou tyd nie, want hierdie goed kom outomaties, die oomblik wanneer jou hart aan God behoort. Dan gee jy outomaties jou geld en jou tyd en jou gawes en jou talente. Die probleem lê nie hier nie, die probleem lê, die kinders van God se harte behoort nog nie aan God nie, en daarom sukkel ons met die ander dinge. En Salomo kom en hy sê, my seun, ek wil jou goeie raad gee. Die beste raad. Jy kan al die ander raad vergeet. Jou hart moet aan God behoort. Jou begeertes, jou gedagtes, jou menswees, jou wil, jou liefde, laat alles aan God behoort. Matteus 22:37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Jou hele hart. Daar's nie plek vir enigiets anders nie. Ons sing daai ou liedjie, en I will serve no foreign God, nor any other treasures, for you alone are my heart's desire. Is die Here jou hart se begeerte? Behoort jou hart vanmôre aan die Here? Ja, jy moet al hierdie ander dinge ook gee, maar begin by die belangrikste en die ander dinge sal inkom. Met my hele hart en siel, al my krag en verstand, het ek U lief, o Heer, U is die kroon van my hart. U liefde verteer my deur en deur, o Heilige Gees. Met my hele hart en siel bemin ek U Heer. Die psalmdigter is so mooi. En daarom wil ek vanmôre net vir 'n oomblik by jou stil staan. En ek praat nou met jou. Nie met die persoon wat langs jou sit, of miskien sê, ek wens my kinders was hier, of my man was hier, ek praat met jou vanmôre. Behoort jou hart vanmôre aan Jesus Christus. Dis seker die mooiste wenk wat Salomo kan gee. En jy sal volgende week hoor, ons gaan so 'n bietjie dieper in Salomo se wenke. Goed, wat so 'n bietjie meer moeiliker is, ons begin vanmôre maklik. Maar jou hart moet aan God behoort. Ek sluit af. Yster slyp yster. Salomo skryf al diep gevorderd in sy lewe. Skryf dit daar in Spreuke 27 vers 17. Hy sê, yster slyp yster, so slyp die een mens die ander persoon. Sjoe, dis wyse raad. Onthou, Salomo skryf hierdie slagspreuk. Hy het seker daar by die man gesit wat besig was om sy swaard skerp te maak. En hy het gesien hoe hierdie man 'n swaard uit die vuur uithaal, en dan vat hy 'n ander stuk staal en dan begin hy om hierdie swaard te vuil met hierdie stuk yster. En soos wat die een teen die ander een vibreer, soos wat die een teen die ander een skaaf, soos die een teen die ander een warm word, begin die een yster die ander yster slyp. En hoor gou op, sê Salomo, net soos dit kan ek en jy nie alleen lewe nie. Ons het mekaar nodig om die ander kant uit te kom. Die een moet teen die ander persoon skaaf. En hoor gou, ek hou nogal van hierdie woord, want so nou en dan skaaf ons mekaar so bietjie. Ons maak mekaar ook maar so bietjie seer. Daar kom ook 'n bietjie wrywing, daar kom ook 'n bietjie hitte, en dit sê vir my dat partykeer moet ek en jy by ons vriend kom en sê, dit wat jy nou doen is nie reg nie. Dit wat jy nou doen is verkeerd. Ek moet so bietjie teen jou skaaf. Ek moet jou so bietjie slyp. Dit wat jy sê is nie reg nie. Dit wat jy kyk is nie reg nie. Dit wat in jou lewe besig is nie reg nie. En ons is besig om mekaar te skaaf, want yster slyp yster. As jy nie iemand het nie, kry iemand om saam met jou skerp te bly, sodat jy nie dalk kan uitmis nie. Jy moet vanmôre vir jouself gou een ding vra. Wie slyp ek? Hallo? En wie's besig om my te slyp? Kan ek dit gou weer sê? Wie is ek besig om te slyp? En wie is besig om my te slyp? Jy het iemand nodig wat jy sê, weet jy wat, ek is bitter baie lief vir jou. Maar jy is besig om af te dwaal. Jy is besig om uit te kom. Jy moet weer terugkom. Ek wil jou slyp. Hoekom? Want dit is wat gelowiges met mekaar doen, sê die woord. 'n vriend wat help besluite neem.
wat help om foute reg te maak, om my te help geestelik te groei, om te help om deur moeilike tye te kom, om te help om beter te word, om te help om my gawes uit te leef, om te help om my talente te gebruik, om help om die vrug van gees van die gees uit openbaar. Spreuke 13:20 sê, wie met wyse mense omgaan, word ook wys. Dit is hoekom my vrou die slimste vrou in Klerksdorp is. Wie met wyse mense omgaan, word ook wys. Kry vir jou 'n slim chommy. Hallo? Ons lag vanmôre. Hierdie is baie goeie wenke. Baie goeie wenke. Galasiërs 6 vers 1 sê, dra mekaar se laste. Kies iemand. Maak hom jou vriend, maak hom jou kameraad, maak hom jou eyster, sodat julle mekaar kan slyp en kan sê, jy is nie waar jy moet wees nie. Hoor wat sê Prediker 4 vers 9, 2 is beter as 1, want as die een val, kan die ander een hom optel. Spreuke 27 vers 5 sê, getrou is die wonde van my vriend. Sjoe, dis 'n mooi versie. Hy sê getrou is die wonde van my vriend, want vriende maak so nou en dan 'n wond teen die ander vriend. Maar getrou is dit, want ek het jou beste belange op my hart wanneer ek vir jou sê dat daar iets is wat verkeerd is. My laaste vers. Nou kan ek nie sien wat ek geskryf het nie. Hebreërs 10:24. En laat ons op mekaar ag gee tot liefde en goeie werke. En laat ons op mekaar ag gee. Nou wil ek jy moet gou iets doen. Kyk gou vir die persoon langs jou. Dan sê vir hom, ek is van nou af jou eyster. Ek vat verantwoordelikheid vir jou. Hoor, moet dit nie ligtelik doen nie. Ilse, jy is van nou af my eyster. Ek vat verantwoordelikheid vir jou. Sodat as jy moeg is, ek jou kan optel. Wanneer jy swak is, ek jou kan dra. Wanneer jy val, ek jou kan optel. Nie om jou te beledig nie, nie om jou te laat sleg voel nie. Weet jy wat, die pad deur die woestyn raak moeilik. Dis warm, dis honger, jy's dors, jy gaan val, jy gaan foute maak. Maar die beloofde land is vir hulle wat aan die ander kant uitkom, nie vir hulle wat in die woestyn doodgaan nie. Kry vir jou iemand. Dis goeie raad. Kry vir jou, verkieslik jou man of jou vrou, as jy nie getroud is nie, 'n goeie vriend, 'n goeie vriendin. Jy het 'n eyster nodig om deur hierdie wêreld te kom. Kom ons sluit ons so. Here, wat 'n voorreg het ons vanmôre om uit Salomo se woord 'n paar wenke te kon hoor. 'n Paar wenke wat ons kan gebruik om beter te wees en om op te hou om foute te maak en wanneer ons moedeloos is en wanneer ons nie weet watter kant toe nie, Here, dan besef ons vanmôre dat ons hulp en ons krag is van die Here. Here, ons het vanmôre die eerste 6 wenke gedoen. Here, help ons om ons vertroue in die Here te plaas. Help ons om ons hart te bewaak. Help ons om sag op te tree daar buite. Here, help ons om ons planne in God se hand te sit. Here, help ons sodat ons hart aan God behoort. En Here, stuur mense op ons pad, sodat eyster kan slep. Amen en amen.